Ons boodskap vanmôre kom uit 'n baie bekende teks. Ek wil amper dink, Dominee Gerald het so 'n paar weke terug ook oor 1 Samuel 16 gepreek. Nee Gerald, dit was so 'n paar weke terug. En wat wonderlik is van hierdie teks is elke keer as 'n ou dit lees, dan is daar iets nuuts wat jy daaruit kry, iets nuuts wat tot jou spreek. En dit gaan oor Dawid wat tot koning gesalf is. Nou die geskiedenis vooraf is dat Israel nog altyd deur God direk geregeer is, deur die rigters, deur die profete, maar dan begin die volk ongelukkig geraak, want hulle sien, kyk, daai volk, hulle het 'n koning, en daai volk, hulle het 'n koning, en hulle wil ook 'n koning hê. En so het hulle na die profeet Samuel toe gegaan en vir hom gesê, maar ons wil 'n koning hê, en deur die profeet Samuel het God ook hierdie volk gewaarsku en sê, wil julle regtig waar 'n koning hê? Weet julle wat julle self op die hals haal? Wat se moeilikhede daar ook mee kom om 'n mens te hê wat met absolute mag bo jou aangestel is? En hulle het gesê ja, en so het Samuel dan die eerste koning van Israel gesalf, 'n man met die naam Saul. En Saul was eers 'n baie goeie koning, regtig waar, iemand wat die volk na opgekyk het en die Here se wil gevolg het. Maar na 'n tyd het Paulus se regering 'n bietjie agteruit gegaan. Hy het begin om sy eie kop te volg, sy eie plannetjies uit te voer en nie meer die Here se wil te soek nie. En op die stadium wat ons hierdie teks lees, is hy al so 20-25 jaar in bewind, en die volk van Israel is nie meer op so goeie plek nie, oor die swak besluite wat hierdie koning geneem het. En dan lees ons in 1 Samuel 16 vanaf vers 1, het Saul was ongelukkig en hartseer Samuel was ongelukkig oor Saul wat so swak koning is, en dan sê die Here vir hom in 1 Samuel 16 vers 1, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam, vers is 'n kalf, en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontstel tegemoet gekom en gesê, kom u in vrede. En hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want kyk, ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isaai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, en hy dink, die Here het ook nie hierdie een gekies nie. Daarna het Isaai vir Samma laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook nie hierdie een gekies nie. Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op en salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. So Saul is
Samuel is 'n hartseer oor Saul. En 'n mens kan dit verstaan. Dit was Samuel self wat vir Saul gesalf het as die eerste koning vir Israel. En daar was soveel hoop, soveel verwagting vir hierdie eerste koning van Israel. Totdat Saul begin het om sy eie kop te volg. Begin het om sy eie plannetjies te maak en nie meer na die Here te luister nie. En nou stuur God vir Samuel om 'n nuwe koning te gaan salf. En baie natuurlik is Samuel bang dat Saul dit gaan uitvind, want as Saul dit sou uitvind, dan is dit baie waarskynlik dat hy vir Samuel sou wou keer, om selfs doodmaak, sodat hy nie 'n nuwe koning in sy plek salf nie. Maar die Here gee vir Samuel dan ook 'n plan hoe hy dit moet hanteer. Hy sê, gaan na Bethlehem toe en neem 'n offer saam en roep die leiers bymekaar, en dan kan ons onder die dekmantel van die offer wat gebring word, kan jy die nuwe koning salf. Wanneer die leiers van Bethlehem vir Samuel sien aankom, lees ons, hulle is baie ontsteld. En as ek dit lees, dan glimlag ek eintlik. En julle wonder nou seker, maar hoekom was die leiers dan nou ontsteld om vir Samuel te sien? Maar as mens lees in die Ou Testament, wat was die rol van die profete? Dan sal julle verstaan, jy wou nie 'n profeet gehad het, 'n profeet moet na jou toe kom nie. Ons het net nou gepraat oor die verkeersbeamptes, nê? Dis amper as jy 'n profeet gesien het, na jou aan toe kom, is so goed jy sien 'n speedkop na jou aanstap. Want dit was net slegte nuus. Of hulle het jou kom aanspreek oor jou sondes wat jy gedoen het, of hulle was daar om te verkondig dat daar een of ander pes of vloek of ramp of vloed gaan uitbreek. So nee, jy wil nie hê 'n profeet moet na jou dorp of jou plek of jou huis toe kom nie. So hulle gaan na Samuel toe en vra amper al bang en bekommerd, in vrees staan nie, hoekom is jy hier? En hy stel hulle gerus en sê, nee, moenie bekommerd wees nie, ek is net hier om 'n offer te bring. En hy nooi hulle na die offer toe, en hy self maak ook seker dat Isaai genooi is en dat hy kom. Samuel het waarskynlik in sy kop 'n baie duidelike prentjie gehad van hoe hierdie nuwe koning van Israel moes lyk. Wanneer ons lees van Saul, die eerste koning, dan lees ons, hy was hierdie verskriklike, aantreklike fors man, waaroor al die mense in Israel, veral die vrouens, baie opgewonde geraak het. So dit was 'n fors, sterk, aantreklike man. Dit is wat Samuel in sy kop gehad het, dis die tipe koning wat Israel nodig gehad het. En dan, wanneer Isaai sy oudste seun Eliab verbykom, wat ons kan aflei ook 'n sterk en indrukwekkende mansfiguur was, is Samuel op daai oomblik oortuig, dit is die nuwe koning, en hy wil sommer net daar en dan wil hy vir Eliab salf as die nuwe koning, maar God keer hom, sê vir hom, nee. Jy kyk nou vas in hoe hy lyk, in sy voorkoms, maar die Here kyk na die hart, die Here kyk na ander dinge as wat jy. In vers 7 stel hy baie duidelik, God kyk nie na die uiterlike nie. So al 7 seuns kom verby, een na die ander, en in my geestesoog sien ek dat Isaai 'n paar mooi seuns gehad het. 'n Paar stewige, sterk, bruin gebrande plaaskinders. Hulle daar gehelp op die plaas. Maar elkeen van hulle kom verby en elke keer sê die Here, nee. En dan ten laaste is al die kinders verby en nou kyk almal mekaar in die oë, want hier dan nou niks gebeur nie, hier is dan nou nog nie 'n nuwe koning gesalf nie. En Samuel vra dan vir Isaai, maar het jy nie nog kinders nie, nog 'n seun dalk? En Isaai is amper so, daar in die veld, daar is nog 'n ouetjie, Dawid. So, ja, hy pas die skape op. Hy is nie belangrik genoeg om te nooi na hierdie geleentheid nie. En Samuel sê toe, nee, ons gaan nie eet voor almal nie hier is nie. En dan kom Dawid daaraan. En ek kan myself net voorstel, as jy nou, soos in daardie tyd, 'n tyd lank in die veld gebly het, saam met die skape. Kyk, jy het by daai skape geslaap,
in die nag as dit koud raak, soos hierso by ons, dat jy waarskynlik 'n bietjie gaan lepel lê saam met 'n skaap, net om jou warm te hou. Daar was nie warmwatersakke of elektriese komberse nie, veral nie daar in die veld nie. So jy kom met die veld, jy's vuil, jy stink na skaap, maar die oomblik toe hy daar instap, toe sê God vir Samuel, dis hy, salf hom. En die grootste koning wat Israel ooit gehad het, word op daardie dag gesalf. 'n Man wat God self later sal beskryf as 'n man na my hart, 'n man na God se hart, iemand met wie God 'n besonderse pad gestap het en deur wie die Gees kragtig gewerk het. LO in my tyd, toe ek op skool was, het iets anders te beteken as vandag. Vandag dink ek staan iets soos lewensopvoeding, nee, LO. In my tyd het dit gestaan vir liggaamsopvoeding, of PT, en jy het dit gedoen in 'n PT broekie ook, ja, kort broekietjies, en of dit nou winter of somer is, hoe koud dit ook al was, LO moes jy doen. En die rede kom ek gemengde gevoelens gehad het, ek was maar 'n klein en dingerige ouetjie. Ek was die kleinste ouetjie, die maarste verseker, in my graad 8 jaar. En dit het dan nou gemaak dat wanneer ons LO doen, soms is dit lekker, want dit is ten minste hoef jy nie in 'n klas te gesit nie, maar dan die ou wat vir ons LO gegee het, meneer Brandt, was 'n oud rekkie. En hy het gevoel is deel van sy plig om seker te maak dat al hierdie seuns wat deur hom is, hulle is gereed om fisies diensplig te gaan doen. So ons het gesuffer in daai LO klasse. Maar die ergste was, soms was daar span aktiwiteite wat ons gedoen en dan is jy in spanne gedeel. En dan het hy nou gewoonlik 2 ouens gekies, gesê kies julle die spanne, jy een en jy een, en julle ken daai prentjie. En dan staan jy nou en hoop iemand kies jou om sy span te wees. En weet julle wie meeste van die kere die heel laaste dag gestaan? Moi. Staan ek daar so, kies my, en dan wag ek maar tot die laaste. Weet julle, maar ek het geen illusies gehad nie, ek het geweet, ek is maar en tingerig, ek gaan in elk geval nie veel kan bydra tot enige span nie, so ek het heeltemal verstaan, dat niemand my wil kies nie, so ek het dan nie te veel letsels of issues vandag, oor die feit dat ek altyd laaste gekies is nie. Maar dit is toch so, dat soms het ou ook gevoel, ek kan dan baie gees, jy weet, ek kan ten minste, ek kan ook nie vinnig hardloop of so nie, maar ek kan 'n bietjie gees bring in die span, ek het ander gawes. Hoekom kyk julle altyd net hoe dikke ou se bobene is? Nou het ek natuurlik heeltemal verloor. Maar dit is so menslik, dat ons kyk na mense se uiterlike, en dat ons hulle oordeel volgens dit wat ons kan raak sien. En dit is so, jy kyk nie na 'n ou wat verby jou loop en sê, "Sjoe, daai ou het 'n mooi hart," nie. Maar as 'n ou met 'n mooi Ferrari verby jou ry en sê, "Joh, daai ou het 'n mooi Ferrari," dan is jy beïndruk, dan sien jy dit raak. Dit is net maklik. So terug na Dawid. Israel is 'n bietjie in die gemors. Saul met al sy swak besluite het hy vyande oral oorgemaak en die hele geloofwaardigheid van die koninklike stoel afgebreek. So Israel het 'n nuwe koning nodig, 'n sterk koning, iemand wat weer die geloofwaardigheid van die koningskap kan herstel, iemand wat hulle weer kan opbou en inspireer en hulle self laat glo, hulle kort 'n held. En as ek nou so na dit luister, dan klink dit maar na ons storie ook. Ag, my Here, kyk na hierdie wêreld waarin ons bly. Kyk na hierdie land. Ons kort ook 'n held. Iemand wat 'n nuwe president, 'n nuwe burgemeester, 'n nuwe iemand wat ons probleme vir ons sal kom uitsorteer. Die dinge wat verkeerd loop sal kom regryk. Iemand wat 'n goeie voorbeeld vir ons en ons kinders sal kan stel, wat ons sal kan kyk na daai oom, kyk na daai man. Dis iemand wat se voorbeeld jy maar kan volg. Ons soek 'n held. En dis wanneer daai liedjie Dellery begin speel, dan sing ons lustig saam, sal jy hierdie boere kom lei Dellery. Ons is op soek na ons helde. Ons het ook daai behoefte, dat iemand sal opstaan en ons kom red. Ons land sal red, ons dorp sal kom red.
vir ons kom red. Ons help hom ons eie issues ook uit te sorteer. Die koning wat God kies vir Israel is 'n baie onwaarskynlike kandidaat. Julle weet in Israel se tyd vir daai Jode, jou bloedlyn was verskriklik belangrik. Jou herkoms. Wel, hier's nog mense vir wie jy is en wie jou ouers is vir hulle baie belangrik. As jy vir hulle sê nee, jy's 'n potgieter, sê hulle o, maar is dit nou van die potgieters van daai kant van die dorp of is van die potgieters daai kant van die dorp? Want dis belangrik. Of 'n Lambrecht, is dit nou met die T aan die einde of sonder die T aan die einde? Want ons wil net nie van deel van daai Lambrechts wees nie, want daai Lambrechts is nog alright. Dis vir ons vandag nog belangrik, maar in daardie tyd was dit baie belangrik. En dan kyk ons na die bloedlyn van Dawid en sy voorouers, en sien ons, maar onder andere was daar 'n prostituut, een van sy voorouers, Rahab. En sy ouma Grootjie was ook 'n Moabiet. So hy het nou nie so goeie bloedlyn nie. En dan was hy nog die jongste ook van 8 seuns. En die jongste, hulle was ook maar net daar, het nie veel beteken nie. En duidelik was hy nie so fisies indrukwekkend soos sy ander broers nie. So, hoekom sou God hom kies as koning? Hierdie hele teks, hierdie gedeelte vanoggend herinner ons daaraan, dat die manier hoe God kyk en oordeel oor mense is anders as ons manier. En hy vra vir ons ook, dat wanneer ons na ander mense kyk, en wanneer ons oor ander mense oordeel, ons nie sal vaskyk in die uiterlike nie. God het ander maatstawwe. Ja, dis maklik om mense op hulle uiterlike te oordeel. Want dit is vinnig. Jy sien, hoe die ou is, kyk hoe vuil is sy skoene. Nee, wat ou met sulke vuil skoene. Kyk hoe vuil is die ou se kar. Nee, kar. Wanneer laas het daai ou bietjie sy naels geknip? Kyk hoe lyk daai vrou se hare. Kyk daai rok wat sy aan het. Julle verstaan, dis so maklik om iemand te oordeel op hulle uiterlike. Ons doen dit eintlik sonder om te dink. Want dis hoe ons is. Ons wil mense in kategorieë en boksies plaas. Ons wil ons mense orden. Ons wil weet waar ons met hulle staan. God se maatstaf is egter die hart. Hy kyk na mense se integriteit, na hulle opregtheid, en hulle toegewydheid. Dis al wat vir hom saak maak. En dan wat nog besonder is hoe God na mense kyk. Hy kyk na 'n persoon en hy kyk na hulle harte, maar self al is op daardie oomblik dit wat in die harte aangaan chaos en lelik en vuil en vol sonde, dan oordeel hy nie eers volgens dit nie. God oordeel ook volgens die potensiaal wat in 'n persoon opgesluit is. Nie net dit wat jy nou is nie, maar ook dit wat jy kan wees, die beste weergawe van jou. Dis waarna God kyk. En vanoggend word ons weer uitgenooi om met God se oë na mekaar en na onsself te kyk. Dat ons nie net sal vaskyk in dit wat ons nou openlik raak sien, of dit wat nou in 'n persoon se lewe aangaan, of hoe hy of sy nou optree nie, maar die potensiaal wat in daardie persoon opgesluit is, sal kan erken en sal kan waardeer. En ook in onsself. Hier is soveel mense wat worstel met hulle eie swakhede en sondes en tekortkominge, ook om te weet dat God kyk anderste na jou. Wat het van Dawid so 'n besonderse mens gemaak? Die feit dat hy aan God gehoorsaam is, en in vers 13 staan daar, die Gees het in hom gewerk, het kragtig in Dawid gewerk. Nou, ons leef in 'n tyd nadat die Heilige Gees in Jesus se kerk uitgestort is. Ons almal kan eintlik daai selfde getuienis lewer dat die Gees woon in ons. Die Gees is deel van ons elkeen. Daar is soveel potensiaal in ons opgesluit. Dawid was nie hierdie fantastiese koning omdat hy 'n fantastiese, briljante, perfekte mens was nie. Hy was hierdie goeie koning omdat hy gehoorsaam was aan God en hy toegelaat het dat die Gees in deur hom werk.
Daai gees wat hy ontvang het toe hy tot koning gesalf is. Dieselfde gees, liewe vriende, dieselfde gees wat jy ook ontvang het, die dag toe jy vir die Here gesê het, Here, ek wil u kind wees. Ek glo dat u my verlosser en saligmaker is. Ons is almal ook gesalf deur die Gees. En dit wat Dawid se erfenis was deur die Gees is ook ons erfenis. Ons is God se uitverkore volk. Elkeen gekies. En ons is besonder. Psalm 8 vers 4 tot 7, hoor hoe mooi stel die psalmdigter dit. As ek u hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Die mens se kind, dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp. Dis van jou en my wat die psalmdigter hier praat. Ek en jy dra dalk nie 'n kroon nie. En ons sit dalk nie op een of ander troon nie. Maar ek en jy het die voorreg om vanmôre, hier op Vadersdag word ons daaraan herinner. Ons kan op Vadersdag, kan ons die skepper van die heelal Pa noem. Ons is die koning van die kosmos se kinders, prinse en prinsesse van die hemel. So waarom gaan soek ons helde daar buite? Waarom gaan soek ons helde in die parlement en op die munisipale raad en as leiers? As daardie held in jouself leef, nie omdat jy oulik is nie, maar omdat God se gees jou bruikbaar gewillig maak. Mariah Carey sing 'n liedjie, There's a hero inside your heart. Die Here woon in ons deur sy gees. So, liewe vriende, moenie helde daar buite gaan soek nie. As jy God dien in opregtheid, en as jy toelaat dat hy jou Here en jou koning is en dat sy gees in en deur jou werk, dan is jy klaar 'n held. Jy is my held. Nie omdat jy goed en oulik is nie, maar omdat ek hom wat goed is in jou raak sien. Omdat ek hom wat groot is in jou werke, in jou liefde, in jou woorde en dade kan raak sien. Jy's my held en nie net my held nie. Ons almal se held. Laat ons maar mekaar se helde wees, omdat ons die gees van God in mekaar raak sien. Sommige van julle wat hier sit, sukkel met jou selfbeeld, sukkel met gevoelens van minderwaardigheid, wonder of jy enigiets beteken vir enige mens, of daar waarde is in jou mens wees. Hulle kyk vas in hulle eie foute en hulle sonde en hulle tekortkominge en hulle is nie gelukkig met dit wat hulle raak sien nie. Dan kom sê die Here vanoggend vir jou, kom kyk deur my oë na jou. En sien die potensiaal raak. Sien 'n held raak. Iemand wat groot dinge kan vermag deur die krag van die Gees. Iemand wat die gesag van die Here ontvang het om 'n verskil te maak in die wêreld rondom ons. Waar ander dalk 'n mislukking, 'n nobody sien ek 'n held. Waar ander 'n skaapwagter sien God 'n koning. Amen. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat elkeen wat hier sit, vanoggend kan weet, ons behoort aan U. En dit, Here, gee vir ons waarde. Ons is nie maar sommer net Piet of Koos of Jan of Sannie of Saartjie of Hanna of wie ook al nie, nee. Ons is kinders van God. Dankie Vader dat U in die woord vir ons kom sê dat
U het ons lief. U beklee ons met gesag, hemelse gesag. U laat ons heers oor die skepping. U sê ons is die appel van die oog. Vader, en dis my gebed, dat ons dit in onsself sal begin raak sien. Wanneer die duiwel vir ons kom sê, ons is nie goed genoeg nie. Wanneer die duiwel ons kom herinner aan ons sondes en ons foute, ons tekortkominge, dat ons U stem sal hoor wat vir ons sê, jy is my kind. En ek het jou lief. En niks gaan ooit iets daaraan verander nie. Ek sien die potensiaal raak. Gaan en laat skyn jou lig. Ag Here, help ons om daardie stem te hoor. Help ons om U goedheid en U guns waardig te wees, om U wil te soek, om oor te gee aan die Gees, sodat ons elkeen 'n held vir onsself en vir mekaar kan wees, nie omdat ons oulik is nie, maar omdat U in en deur ons leef. Ek bid dit in Jesus se naam alleen.